6 vers 1 tot 11. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Tot sover die Here se woord. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons mag saamkom en saam na u woord mag kyk en u woord mag bestudeer oor belangrike onderwerpe, ook oor die doop en spesifiek oor die modes van die doop. Ons vra Here dat u ons verstande sal oopmaak, ons oë sal oopmaak, dat ons u woord sal sien en dit verstaan en dit ook aanneem, dit nie sal verwerp nie. En sal u ons ook help om hierdie komplekse leerstellings te verstaan en dat dit ons in ons geloof sal opbou, spesifiek ook ons sal opbou om u heerlikheid te sien en daarin bly te wees en meer te verstaan hoe u ons red deur Jesus Christus en ook hoe ons nou moet lewe uit 'n lewe van dankbaarheid vir u. Ons vra dat hierdie nie 'n koue oefening sal wees van dogmatiese leerstellings nie, maar dat dit ook werklik ingang sal vind in ons harte en ook sal oorloop tot lewens wat verander is, wat u reg aanbid en dien. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Deur die Here se genade is daar baie mooi gelowiges wat baptiste is. Onder hulle is daar goeie predikers wat die Here se woord getrou uitlê en daarop klem lê dat die Here se woord die enigste maatstaf vir ons geloof en optrede is. Hulle bedien getrou die evangelie, dat Jesus alleen red en ons word deur genade alleen en deur geloof alleen gered. Hulle hou vas aan God se soewereiniteit, ook God se soewereiniteit in ons verlossing, sodat God al die eer kry. Hulle is ywerig in die geloof, en mense kan sien dat dit vir hulle vreugde is om die Here te ken en om hom te dien. Hulle wil graag ook hê dat ander mense deel in hierdie gemeenskap wat hulle met die Here het. En onder hulle sien ons dan ook baie kere ywer dat die evangelie versprei moet word, sodat verlore sondaars tot bekering kan kom. Ons kom in aanraking met baptiste deur hul prediking en boeke. Ons het selfs al familie en vriende wat baptiste is. Dit gebeur dat ons hierdie mooi dinge van die baptiste raak sien, en dan ook raak sien hoe hulle van ons verskil, ook met betrekking tot die doop. Ons wonder dan baie keer, en ons word gekonfronteer met die vraag, as hulle sulke mooi gelowiges is, en soveel aspekte van die geloof reg verkondig en uitleef, is hulle nie ook reg met die doop nie. En dit is goed dat ons hiermee gekonfronteer word, sodat ons na die Bybel kan gaan om antwoorde te kry. Ons moenie bloot iets glo omdat dit net ons tradisie is nie, maar omdat die skrif dit leer. Dit moet vir ons belangrik wees om die Here getrou te dien soos hy beveel. Ons wil nie ekstra wette maak wat die Here nie gemaak het nie, maar ons wil ook nie wette wegneem wat hy wel vir ons gegee het nie. Ons gaan vanaand weer na die vraag oor die doop kyk, en dan meer spesifiek gaan ons inzoom op die vraag raak in die modes van die doop. Gewoonlik stel baptiste dat mens tydens die doop onderdompel moet word, heeltemal onder die water geplaas moet word.
En as 'n mens nie onderdompel word nie, sê hierdie baptiste dat dit nie 'n geldige doop is nie. En hierteenoor stel gereformeerdes gewoonlik dat mens mag besprinkel of selfs water uitgiet en ook onderdompel. Die gesprek oor die modus van die doop klink dalk soos 'n onnodige punt van detail, maar dit is eintlik nie. Vir baie mense is dit deel van die rede waarom hulle die kinderdoop op die ou ene verwerp. Mense reken soms as die gereformeerdes verkeerd is oor die modus, is hulle ook verkeerd oor die res. En dat dit dan implikasies vir mense siening oor die verbond en spesifiek ook op die volk van die verbond. Of in ander woorde, dit het 'n effek op wie ons sien as deel van God se volk. Of in nog ander woorde, dit het 'n effek op wie ons sien as deel van die kerk. Of in teologiese woordeskat, dit het 'n effek op ons eklesiologie. Nou in die lig hiervan is die gesprek oor die modus van die doop dan eintlik nogal belangrik. Ek beskou hierdie gesprek as 'n gesprek tussen broers in Christus wat mekaar aanspoor om Here getrou te dien. Dit is nie 'n gesprek waarin een groep kinders van God is en die ander groep nie. Ek hoop hierdie gesprek is meer soos yster wat yster slyp. En in daardie lig kom ons bestudeer in die skrif. Ons gaan eers kyk na argumente wat baptiste uit die skrif maak ten gunste van onderdompeling. Daarna gaan ons kyk na die skrif, verder daarna kyk en oorweeg of hulle argumente in die lig van die res van die skrif dan nou water hou. En laastens sal ons kyk na die boodskap van die doop, soos dit dan nou hier na vore kom. So kom ons kyk dan nou eers na die argumente wat die baptiste maak vir onderdompeling. Hulle begin met die woord baptizo, die Griekse woord vir om te doop. En dit is ook waar die Engelse woord baptize vandaan kom. Julle kan dit natuurlik hoor en dan ook die woord baptis. En die baptiste se verstaan van hierdie woord baptizo is vir hulle so belangrik dat hulle naam en hulle tradisie daaraan koppel. Ons kry die beveel om te doop en dan ook die woord baptizo in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Om die opdrag dan reg uit te voer, is dit belangrik om te verstaan wat baptizo beteken. Sommige baptiste, en hierdie is historiese tradisiese siening, argumenteer dat die woord baptizo altyd dui op volle of volledige onderdompeling, of full immersion in die Engels. Baptiste sal soms verwys na verskeie tekste waar dit baie duidelik is dat baptizo 'n handeling van onderdompeling is. 'n Voorbeeld daarvan is Handelinge 8 vers 36 tot 39. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar van Ethiopië sê vir hom, vir Filippus, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, die hofdienaar, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou. En hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Johannes die Doper het gedoop waar daar baie water was. Johannes 3 vers 23. En dit word ook genoem dat Jesus, wanneer hy na Johannes die Doper toe gaan om gedoop te word, na hy gedoop word, kom hy ook op uit die water. Dis Matteus 3 vers 16. Dit veronderstel dan heel waarskynlik dat Johannes hom heeltemal onder die water onderdompel het, en dat hy dan weer van onder die water af opkom. En die baptiste voer dan ook verder aan, dat baptizo op volledige onderdompeling dui op grond ook van die simboliek, nie net van die woord in hierdie kontekste nie, hulle voer dit ook aan op grond van die simboliek, waarna ons nou volgende sal kyk. Die teks wat ons gelees het, Romeine 6 vers 1 tot 11, het 'n baie belangrike stuk simboliek, wat op die onderdompeling dui. In vers 4 vind ons hierdie simboliek. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer 'n mens begrawe word sy liggaam geheel en al onder die grond geplaas. Die mens se liggaam in sy geheel
keer terug na die stof, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. As iemand aan Jesus se verlossing deel het, raak die persoon in 'n sekere sin een met Jesus. Gelowiges raak een met Jesus in die sin dat alles wat aan hulle behoort, Jesus sin raak. En alles wat Jesus sin is, hulle sin raak. Dit is soos 'n man en vrou wat in gemeenskap van goedere trou. Alles wat die vrou sin is, word die man sin, alles wat die man sin is, word haar. As die vrou skuld gehad het, dan word daai skuld die man sin. As die man baie besittings gehad het, word al daardie besittings die vrou sin. Net so is dit in die verbond waarin gelowiges met Christus staan. Alles wat ons in is, word syne, alles wat syne is, word ons sin. Dit beteken, al ons skuld raak Jesus sin. En hy het wettiglik daarvoor gesterf en namens ons dit afbetaal. Wanneer ons dan aan Jesus deel kry, is dit weens ons eenheid met hom, asof ons reeds gesterf het en ons sondeskuld afbetaal het. Dit beteken ook dat Jesus se geregtigheid, sy volle wetsgehoorsaamheid ons sin word. Ons ontvang dan die ewige lewe op grond van Jesus se wetsgehoorsaamheid, wat hy vir ons deur sy eenheid met ons vir ons gee. Nou dit stop nie daar nie. Die ewige lewe wat Jesus vir ons gee, is om vir ewig te lewe. Dit is sonde wat lewe beëindig het. Dit is mos weens die sonde dat daar dood in die wêreld gekom het. So waar die ewige lewe is, lewe wat nie ophou nie, is daar ook nie sonde wat dit kan beëindig nie. Dat Jesus vir ons die ewige lewe gee op grond van sy geregtigheid beteken ook dat hy vir ons dit gee om sondeloos te wees. Eendag gaan Jesus terugkom en dan gaan hy vir ons, dan gaan hy ons deur die Heilige Gees verheerlik. Hy gaan ons heeltemal gelyk maak aan sy menslikheid, sodat ons nooit weer teen God of teen ons naaste sal sondig nie, maar dat ons God volmaak sal lief hê en ons naaste sal lief hê soos onsself. En hierdie kan ons dan nou duidelik sien in Romeine 8, baie in Paulus se gedagtes. Maar die nuwe lewe wat ons kry is nie net vir een dag nie. Jesus het nou al die Heilige Gees gegee en hy gee nou al vir ons 'n gedeelte van die ewige lewe. En dit is heiligmaking. Ons kan nou al begin om die ou lewe en sy sondes dood te maak, die ou mens uit te trek en onsself al hoe meer en meer met die nuwe mens te beklee. En sodra 'n mens hierdie nuwe lewe, waarvan ons ook gelees het in Romeine 6, sodra ons hierdie nuwe lewe smaak om gemeenskap met God te hê, om te geniet, dan sê Paulus, as ons hierdie ervaring het, hy noem dit die eerste vrugte van die Heilige Gees. Dis die eerste deeltjie van die volle oes wat kom. Wanneer mense hierdie ervaring het van die Heilige Gees, dan verlang hulle na meer en hulle verlang met reikhalsende verlange na die volheid daarvan, die verheerliking. Dit lees ons in Romeine 8 vers 23. Mense verlang dan om volkome vry te wees van sonde en God volkome te kan lief hê. En hierdie wat ek dan nou beskryf het, is die nuwe lewe waartoe gelowiges in Christus opstaan, op grond van sy verlossingswerk, op grond van Jesus se aktiewe en passiewe gehoorsaamheid. En ons lees dan nou juist van hierdie nuwe lewe in vers 4 van Romeine 6. Dit is die nuwe lewe waartoe gelowiges opstaan. Ons gaan eendag met ons liggame fisies uit die graf opstaan, soos ons gelees het ook in Romeine 6, maar ons staan nou ook al op as nuwe mense wat nie meer slawe van die sonde is nie, maar slawe van God en van God se geregtigheid. Die doop en spesifiek onderdompeling simboliseer dan hierdie werklikheid. Soos iemand geheel en al onder die water ingaan, is hulle geheel en al saam met Jesus dood en begrawe. En soos Jesus geheel en al uit die dood het opgestaan het, staan gelowiges ook saam met Christus op. Dit word dan gesimboliseer dat die dopeling vanuit sy watergraf, kan men sê, opstaan, om uit die waters van die dood op te staan tot 'n nuwe lewe. Om saam te vat, sommige baptiste voer aan dat die woord baptizo altyd dui op onderdompeling. Dit word juist dan ook versterk hierdie interpretasie van hulle, deur die simboliek van die doop, soos ons nou in Romeine 6 gesien het. Op grond daarvan redeneer hulle dan, dat onderdompeling 'n essensiële eienskap van die doop is. Nou dit beteken, as 'n mens nie onderdompel is nie, is jy nie waarlik gedoop nie.
Nou dit is die geval met meeste van ons waarskynlik. Meeste van ons is waarskynlik besprinkel of water is dalk oor ons uitgegiet. Ons is waarskynlik nie onderdompel nie. So sommige baptiste sal dan volhou dat ons nie waarlik gedoop is nie en ons moet dan weer gedoop word en die keer op die regte manier deur onderdompeling. Maar is dit werklik so sommige baptiste aanvoer? Kom ons gaan evalueer nou hierdie wat hulle sê aan die hand van die res van die skrif. Ons kyk eers na die woord baptizo en dan ook weer na die simboliek wat daarop volg. Daar is tekste wat dit vir ons duidelik maak dat baptizo nie altyd uitsluitlik op onderdompeling dui nie. Baptizo is die werkwoordvorm van die stam baptis, maar mens kry dan ook die selfstandige naamwoord van dieselfde stam, baptismos. So byvoorbeeld in Kolossense 2 vers 12 lees 'n mens, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Dis nou 'n deel van Paulus argument, maar ek fokus ons aandag net op daai woordjie doop daar. Dit is die woord baptismon, die selfstandige naamwoord. So in Romeine 6 het mense die werkwoord baptizo om te doop, maar hier het ons die naamwoord doop, die doop. Dit beteken, om 'n meer volledige studie van die skrif te maak, moet ons ook gevalle in ag neem waar baptismon na vore kom, nie net baptizo nie. 'n belangrike teks is dan Hebreërs 9 vers 9 tot 11. Dit, want die Hebreërs skrywer is besig om te praat oor die tabernakel en die tabernakeldiens en hoe dit oor Jesus gaan. So dit is die tabernakel en die diens daar, was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. So die tabernakel nou, kan nie mense volkome maak nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot die tyd van herstelling, so totdat Jesus terugkom. Hierdie middele wys op Jesus Christus, of hierdie dinge wat gebeur by die tabernakel wys op Jesus Christus. En een van hierdie dinge by die tabernakel is wassinge, het ons hier gelees. En dit is die Griekse woord baptismos, wat 'n verbuiging is van baptismos. Dis eintlik maar net die woord baptismos. En dit beteken, ons moet ook dan die verskillende wassinge wat saam met die diens by die tabernakel gaan, in ag neem raak in die gesprek oor die modus van die doop. Daar was verskeie rituele van wassinge by en rondom die diens van die tabernakel. Die priesters moes byvoorbeeld hulle hande en voete was voordat hulle offers op die brandofferaltaar bring. So Eksodus 30 vers 18 tot 19. Jy moet ook 'n koper waskom maak, sê die Here vir Moses, met sy koper voetstuk om in te was. En sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en voete daaruit kan was. Dis nou een van die wassinge waarvan Hebreërs praat. En iemand wat melaats was, moes verskeie waterrituele ondergaan. Verskeie wassinge. So ek hou vir ons 'n langer gedeelte voor uit Levitikus 14 vers 2 tot 9. Levitikus 14 vers 2 tot 9. Dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word en die priester moet buitekant die laar gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word 2 lewendige reinvoëls en sederhout en skarlakendraad en hisop moet bring. Die priester moet ook bevel gee dat hulle die een voël in 'n erdepot oor vars water slag. Die lewende voël moet hy neem, sowel hy sy sederhout en die skarlakendraad en die hisop en die lewendige voël insteek in die bloed van die voël wat oor die vars water geslag is. En hy moet op hom wat van die melaatsheid gereinig word 7 maal sprinkel en hom reinig en die lewendige voël moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Dan moet hy wat gereinig word, sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem. Dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar kom. Maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. En op die 7de dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy baard en sy wenkbroue. Al sy hare moet hy afskeer. En hy moet sy klere was en sy liggaam in die water bad. Dan sal hy rein wees. Nou ook weer een van die wassinge of een van die dope kan ons dan sê. Iemand wat onrein geraak het deur die dood, so in aanraking kom met iets wat dood is, moet reinigingswater op hom kry, moet besprinkel word met reinigingswater.
sodat hulle dan nou rein kan word en dan ook weer na die tabernakel toe kan gaan. So Numeri 19 is 'n lang hoofstuk wat juist daaroor gaan, maar ek haal vir ons net 2 verse daaruit. Vir die onreine moet hulle dan van die as neem van die sondoffer, is daai rooi koei wat verbrand is, en daar vars water in die pot opgooi in die as, saam met die as. En 'n rein man moet hysop neem, ook weer soos met die melaatse, dis 'n teken van reiniging. En 'n rein man moet hysop neem en dit in die water insteek en dit op die tent sprinkel en op al die goed en op die persone wat daar was. As iemand nou dood is daar in die tent. Ook op hom wat aan 'n doodsbeen of aan een wat verslaan is of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. Al hierdie mense moet besprinkel word met hierdie reinigingswater en dan sal hulle rein wees. Ons sien daar is verskeie wassinge of dope wat aan die tabernakeldiens verbonde is. Ons sien dat dit soms onderdompeling is, soos mense wat hulle liggame geheel en al moes was, maar soms is dit net gedeeltes van die liggaam, soos hande of voete. Soms is dit besprinkeling. Dit alles is wassinge of dope. Dit beteken die woord baptismos of baptizo dui nie uitsluitlik net op onderdompeling nie. Dit raak egter nog duideliker as ons dan nou gaan na die simboliek toe, wat ons nou volgende sal doen. Ons het gekyk na die simboliek van begrawe en opstanding uit die graf in Romeine 6, maar dit is nie al simboliek wat aan die doop verbonde is nie. Die doop word aan die wêreldvloed in Noag se tyd gekoppel. Ons sien dit in 1 Petrus 3 vers 18 tot 21. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. In wie hy ook heen gegaan het en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, deur die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus. So hier maak Petrus 'n duidelike koppeling tussen die doop en die wêreldvloed in Noag se tyd. Die doop word ook aan die Israeliete se deurtog deur die Rooi See gekoppel, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. So hy sê weer eens hierso, hier's verskeie dinge wat met die Israeliete gebeur het en dit het heen gewys na Jesus Christus en die bediening rondom die nuwe verbond in Jesus Christus. So hy sê ook weer hierso, Paulus maak weer 'n koppeling tussen die doop en dan die Rooi See. Die wêreldvloed en die Israeliete se deurtog deur die Rooi See is ook nie onverwante gebeurtenisse nie. Die Ou Testament koppel die wêreldvloed en die Rooi See eintlik aan mekaar. Eintlik koppel die Ou Testament ook die wêreldvloed en die Rooi See aan die skepping. Daar is baie om hier te noem, maar ek gee net 'n paar aspekte wat die koppeling vir ons duidelik maak. Ek is in baie versoeking op hier baie roetetjies af te gaan, maar ek sal dit kort hou. Met die skepping was alles aanvanklik onder diep water. Die Hebreëse woord is tehom. God het sy gees, ruach, oor die water laat sweef. Julle sal dit onthou in Genesis 1 vers 2. God het toe ook skeiding gemaak tussen water en droë grond. Eden het as 'n berg uit die water tevoorskyn gekom. Nou sal ek vreemd onhoor is 'n berg, maar as mens mooi kyk, die water vloei af na 'n laer gelosie. Dit impliseer Eden is hoër. En Jesegiel 28 vers 13 tot 14 noem dit pertinent, Eden is 'n berg, die heilige berg van die Here. So, hou net in gedagte, hierdie berg kom uit die water tevoorskyn, die droë grond, uit die waters uit. En die Here het hierdie skeiding gemaak, sodat daar lewe kan wees. God het Adam gemaak en hom geseën en beveel om vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde vol te maak met mense wat God se beelddraers is. Maar na die sondeval het die mens presies die teenoorgestelde gedoen. Teen Noag se tyd het die mens die aarde vol gemaak, maar hulle het die aarde vol gemaak met bloed van God se beelddraers.
As gevolg hiervan het God besluit om lewe te beëindig. God het die skeiding tussen die diep waters en die droë grond weggeneem, sodat die diep waters, die Tehom, weer die aarde geheel en al toegemaak het, sodat die lewe doodgaan. So ons kan eintlik sê, hier is 'n ontskepping. Dis 'n presiese omkeer van die skepping. Die orde word weggevat, sodat daar nie meer lewe is en dat daar dood is. Maar, net soos met die skepping, het God se ruach weer oor die diep waters beweeg. God het weer skeiding tussen die diep waters en die droë grond gemaak. Berg Ararat het weer uit die diep waters na vore gekom en die ark het daarop gaan rus. Daarna het Noag en die diere op die droë grond uitgegaan, word ook vir ons gesê, en God het Noag geseën en hom beveel om vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde te vul, net soos vir Adam. Dit is amper asof hier 'n nuwe skepping is, in 'n sekere sin, en 'n nuwe Adam in 'n sekere sin. Maar, net soos die eerste Adam het Noag verkeerd van 'n vrug in 'n tuin gebruik gemaak, en hy het kaal opgeëindig. Noag was dus nie die laaste Adam wat die opdrag suksesvol uitvoer nie. En dan kan ons nou vorentoe spring na die Rooi See toe. Die Israeliete is in Egipte, die land van dood en slawerny, maar die Here het Moses gestuur om hulle daaruit te lei. Toe kom hulle by die Rooi See met die Egiptenare kort op hulle hakke, en toe het die Here dit donker gemaak aan die kant van die Egiptenare, en het lig gemaak aan die kant van die Israeliete. Die Here het sy wind, die ruach oor die diep water, die Tehom word dit ook genoem, laat waai, en daar het droë grond tevoorskyn gekom. Word dit ook pertinent genoem. Met ander woorde, die Here het skeiding gemaak tussen lig en duisternis, en skeiding tussen water en droë grond, en nog meer, toe die Israeliete by die Rooi See aankom, was dit aand, en toe hulle deur is dit môre. En daarna word hulle na 'n berg toe gelei, die berg Sinai. En die Bybel noem dan ook die Israeliete 'n soort nuwe skepping. Jesaja 43 vers 1 tot 2, as Jesaja reflekteer op hierdie gebeure, dan sê hy eintlik Israel is 'n nuwe skepping. Is dit weer 'n soort van 'n nuwe skepping en 'n nuwe Adam. So toe Israel nou by hierdie berg gebring word, berg Sinai, word hulle 'n koninkryk van priesters gemaak. Eksodus 19 vers 5 en 6. En hulle is bedoel om die wêreld vol te maak met mense wat die Here ken en hom liefhet. Hulle moes 'n lig wees vir die nasies. Dit is 'n voortsetting van wat die Here vir Adam en vir Noag gesê het. So mense kan eintlik redeneer dat Adam, as jy nou teruggaan na Adam toe, is hy ook 'n soort priesterkoning daar in die tuin van Eden. Maar gaan nie te veel tyd daaroor spandeer nie. So Israel is in hierdie opsig, koning-priesters dan eintlik weer soos 'n nuwe Adam, wat hier uit die waters uitgehaal word, uit Egipte uit die dood uit. En hulle is dan in die beloofde land geplaas, en op verskeie plekke in die Bybel word hierdie beloofde land dan ook die tuin van Eden genoem, of vergelyk met die tuin van Eden. Jesegiel 36 vers 35 is een voorbeeld daarvan, van 'n menigte. Maar, nes die vorige Adams, misluk die Israeliete ook. Hulle volhard in ongehoorsaamheid aan die Here en breek die verbond, en hiervoor word hulle in ballingskap uit die tuin van Eden, uit die beloofde land, word hulle verwyder, net soos Adam en Eva. Hulle gaan in ballingskap, sodat hulle weer in 'n vreemde land, onder vreemde mense, slawe sal wees en vreemde gode sal dien. Hulle is basies weer terug in Egipte. Soos Deuteronomium 28 vers 68 ook sê, as hulle ongehoorsaam is, sê Moses, gaan julle weer terugkeer na Egipte toe, en dit is nou presies wat gebeur het. Dis 'n soort van weer 'n ontskepping amper. Die Here se oordeel wat 'n ontskepping is. Maar die Here beloof dat hy die Israeliete uit ballingskap sal terugbring. Jesegiel 36 vers 24 tot 25 en 28. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in jul land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Net soos die Israeliete deur die waters van die Rooi See, uit die dood en slawerny van Egipte, terug kon gaan na die beloofde land, so kan hulle deur die reinigingswater uit die dood en slawerny van ballingskap weer na die beloofde land toe keer. Hierdie verse
wys vir ons daar is 'n patroon in die Bybel. Na die sondeval is mense slawe van sonde en is dood. Mense is onder God se oordeel en verdien die dood. En God gaan oordeel bring oor die hele wêreld. Maar daar is verlossing. Noag het 'n ark gehad. Israel het die paaslam en Moses gehad toe hulle uit Egipte gekom het. Wanneer Israel uit ballingskap terugkeer, het hulle reinigingswater wat met die rooi koei gepaard gegaan het, of die malaatse wat uit die kamp moes wees, buite die kamp, nie by die Here nie, eintlik in daai plek van dood, die woestyn. Hy moes weg wees. Hy het 'n tortelduif. So afhangende van wat sy ritueel mens kyk, daar's altyd ietsie wat bloed het, wat maak dat mense uit daai oordeel kan uitkom na die Here toe. En dit alles het vooruit gewys na Jesus Christus, soos die Hebreërskrywer vir ons sê. Jesus is die ware ark, hy is die ware paaslam, hy is die ware Moses, hy is die ware rooi koei, hy is die ware tortelduif, ensovoorts, kan ons aangaan. Jesus se bloed het gevloei, sodat ons nie deur God se oordeel vernietig word nie. Nou beteken God se oordeel eintlik bevryding vir gelowiges. Soos die wêreldvloed Noag bevry het van die goddelose geslag, of soos die rooi see die Israeliete van die Egiptenare bevry het, sal die Here se finale oordeel gelowiges finaal bevry van sondes en onbekeerde en volhardende sondaars. Petrus herinner ons dat soos die aarde eens met water vernietig is, sal dit eendag met vuur vernietig word. 2 Petrus 3 vers 5 tot 7. So gelowiges sien eintlik uit na die oordeelsdag. Ons het nou gesien dat die doop gekoppel word aan die wêreldvloed en die Rooi See. En die wêreldvloed en die Rooi See is ook gekoppel aan die tabernakel se wassinge of die tabernakel se dopinge. Dis alles hierdie beelde van mense wat in dood is onder God se oordeel, maar deur die bloed kom hulle weer terug, word hulle gereinig, kan hulle by die Here wees. So die tabernakel se wassinge of dope, saam met die Rooi See en die wêreldvloed, is dan simbole van oordeel en van reiniging van sonde. Reiniging van sonde en herskepping. Ons het nou gesien dat die woord baptizo of baptismos nie altyd onderdompeling beteken nie. Ons het ook gesien dat verskeie simbole waaraan die doop gekoppel is, besprinkeling insluit. Soos nou dink aan die wêreldvloed en die Rooi See met hulle koppeling aan die wassinge by die tabernakel. Nou vir al die wassinge by die tabernakel maak vir ons duidelik dat daar is partykeer besprenkeling of het gedeeltes van die liggaam wat met water gewas word. So gevolglik kan ons dan sê dat besprinkeling saam met onderdompeling geldige modusse is van die doop. Dis nie net onderdompeling nie. As ons na die hele skrif kyk, kan ons sien met al hierdie patrone wat herhaal, al die koppelinge met water, al die koppeling met wassinge van water, dan is besprinkeling of die uitgiet van water ook geldige modusse. Die essensiële eienskap teenoor die baptiste is nie onderdompeling met water nie. Die essensiële eienskap is was met water. Of dit nou onderdompeling, besprinkeling of uitgieting is, solank die dopeling met water gewas word, is dit 'n geldige doop. Wanneer die baptiste die vereiste op ons wil plaas om net te onderdompel, is hulle eintlik besig om God se bevele enger te maak as wat dit is. Hulle plaas 'n ekstra vereiste daar wat God nie plaas nie. Nou ons wil nie wette byvoeg wat die Here nie maak nie en wette wegneem wat die Here maak nie, maar ons moenie so in die modus van die doop verstrengel raak. Net met die symboolwerk en nie waarheen die doop heen wys en nie waarheen die simbool heen wys. Ons wil uitkom by die boodskap wat die Here vir ons gee in hierdie modus, hierdie was met water. So nou dat ons in meer detail gekyk het na die modus van die doop en gesien het wat dit beteken, kan ons ook duideliker sien wat die boodskap van die doop is. Die doop is eintlik 'n boodskap in prentjietaal, kan 'n mens sê. God gee vir ons sulke prentjietaal sodat ons die woordverkondiging wat ons met ons ore gehoor het, ook op 'n tasbare manier uitgebeeld kan sien. Dit help ons om die boodskap wat verkondig is, beter te verstaan. En die boodskap van die doop is dat daar oordeel kom. Oordeel oor die hele wêreld en oor alle mense
vanweë hulle sonde. In die doop leer God ons ook dat daar verlossing in Jesus Christus is. Almal wat in Jesus skuiling soek, sal van die oordeel gered word, soos Noag in die ark, of Israel in die paaslam, of die rooi koei. In die doop word ons dan vermaan om te bekeer en te glo in Jesus Christus, sodat ons aan sy verlossing kan deel kry, sodat ons vergifnis van sondes kan kry. Die redding sluit in wat Jesus vir ons gee, die redding wat hy vir ons gee, sluit in dat hy gelowiges nuwe skepsels maak, wat nie meer slawe van sonde en die dood is nie, maar dat hulle die ewige lewe kry. Met ander woorde, hulle kry sondeloosheid. Hulle kry nou al in hierdie lewe heiligmaking voor sy wederkoms en eendag wanneer Jesus terugkom, kry hulle verheerliking. As 'n volwasse gelowige gedoop word, sê die Here vir hom of haar, daar kom oordeel. As hy nie skuiling in Jesus deur geloof soek nie, sal hy vernietig word. Hy word vermaan om aan te hou, bekeer en te glo. Maar hy word ook getroos as hy waarlik in Jesus glo, dat hy vergifnis het en 'n nuwe skepsel is en die volheid daarvan sekerlik sal kry. So seker soos die water oor sy lyf gegaan het, so seker sal hy alles kry wat daarin uitgebeeld word vir gelowiges. Maar dit is nie bloot 'n boodskap vir die persoon wat gedoop word nie. Dit is ook 'n boodskap van God vir almal wat dit sien. Almal wat die doop sien, word gewaarsku dat daar oordeel kom. Hulle word vermaan om verlossing te soek in Jesus Christus, dat hulle in hom alleen vergifnis sal vind en nuwe skepsels gemaak sal word. Mense wat gedoop is toe hulle klein is, kan daarin herinner word dat hierdie boodskap ook vir hulle oorgedra is. Hulle kan dan herinner word dat God persoonlik vir hulle beloof het, dat as hulle bekeer en in Jesus glo, het hulle vergifnis van sondes, soos die water vuilheid afwas, en sal hulle eendag deel kry aan die volheid van die nuwe skepping. Hulle kan dit veral onthou, as hulle besef hoe sondig hulle is, en hoe waardig hulle van God se oordeel is. Hulle kan troos vind, hulle het verlossing in Christus, en dit is vir hulle aangebied. Hulle kan ook getroos word, as hulle die eerste vrugte sien in hulle lewe, as hulle heiligmaking, die lewe van bekering, die tekens van 'n ware geloof in hulle lewe sien, kan hulle daai troos vind. Want as hulle dit sien in hulle lewe, kan hulle weet dat die Here die goeie werk wat hy in hulle begin het, tot volëinding bring. Hy sal dit doen. Hulle moet ook vermaan word, as hulle nie die eerste vrugte, die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens, die lewe van bekering sien nie, dat hulle dan hulle self moet ondersoek of hulle waarlik in die geloof is. As hulle nie waarlik bekeer het nie, en nie aan Jesus met 'n ware geloof verenig is nie, sal die komende oordeel hulle tref, so seker soos daai water oor hulle lyf gegaan het. So seker sal hulle onder God se oordeel vernietig word, soos in Noag se vloed. Hieruit sien ons dan, dat die doop is nie in die eerste plek iets wat mense vir God sê nie. Dit is in die eerste plek iets wat God vir mense sê. God spreek sy boodskap deur die woordverkondiging, en ook wanneer die woordverkondiger die doop bedien. God beveel ook dat hierdie boodskap van die doop aan al sy disippels bedien moet word, soos ons in Matteus 28 vers 19 gelees het. Ons kan ook sê dat die boodskap van die doop aan almal wat deel van God se volk is, bedien moet word. En as ons hierdie punt sien, dan baan dit die pad vir die res van die gesprek oor die doop. Dit is iets wat God sê. Die doop het 'n boodskap wat van God afkom. Dit is nie 'n boodskap van mense na God toe nie. En as ons dit nou vashou, die vraag is dan, wie is deel van God se volk aan wie die boodskap van die doop bedien moet word? As ons nou weet dis 'n boodskap van God af, dan moet ons vra, aan wie moet hierdie boodskap bedien word? Wie moet die prentjietaal kry? Wie moet die simbool kry, of die teken of die seël? En dan moet ons vra, is kinders deel van die volk aan wie die boodskap van God bedien moet word of nie? So natuurlik in gereformeerde kringe sal ons sê dat kinders van gelowiges ook die teken en simbool of prentjie moet ontvang van die boodskap wat hulle veronderstel is om elke dag van hulle ouers te hoor, soos hulle ouers hulle disipel. Maar
Ons het al 'n ander keer in meer diepte hierop ingegaan en ons kan weer 'n keer daarop ingaan as dit nodig is. Julle kan gerus daarna gaan kyk onder die waarheid Woensdae. Maar tot en met as ons nou weer hieroor praat, as dit nodig is, sal ons nou eers afsluit. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat U ons nie in die duisternis los nie, in die dood wat ons verdien los nie, maar ons dankie dat U lig laat skyn het in Jesus Christus, en dat U ons kom verlig het met ware kennis, dat ons kan weet ons verdien U oordeel, soos U die aarde eenmaal vernietig het met water, so verdien ons om vernietig te word met vuur en vir ewig te brand in die hel onder U oordeel. Maar ons dankie dat U ons nie daar los nie, ons dankie dat U vir ons verlossing gee in Jesus Christus. Net soos Noag deur die ark gered is, of die Israeliete deur die paaslam, of deur die rooi koei, ons dankie dat U vir ons Jesus Christus gee om die straf namens ons te dra en die wet volmaak te hou, sodat ons nie die dood kry nie, maar die ewige lewe by U. En ons dankie ook dat U vir ons die Heilige Gees gee om vir ons nou al die eerste deel van die ewige lewe te gee. Al is dit 'n klein begin, maar dit is al iets, dat ons 'n ware nuwe lewe het, waar ons die ou mens kan aflê en kan kruisig en al hoe meer kan opstaan as die nuwe en onsself bekleed met die nuwe mens. Dat ons 'n lewe van bekering kan lei. En ons dankie dat U vir ons hierdie uitbeeld in die doop. Ons vra Here dat U ons sal herinner aan die doop wat ons gekry het toe ons klein was en die kere wat ons dit nog weer gaan sien. Vra ons Here dat die boodskap wat U vir ons daarin gee, vir ons duidelik sal oorkom. En dat ons lewens daarin sal meet. Dat ons vermaan sal word as ons sien dat ons nie in Christus glo nie, of nie 'n lewe van bekering lei nie. Dat ons gewaarsku sal word van die oordeel wat kom. So seker soos die water oor ons lywe gegaan het, so seker sal die waters van vuur, die strome vuur ons uitdelg. Maar ons vra ook, Here, dat as ons daai lewe van bekering sien, as ons toevlug geneem het in Jesus Christus, in hom glo en ons sien die vrugte van die geloof wat U in ons werk, van 'n nuwe lewe, sal hy ons troos, dat so seker, soos daardie water oor ons lywe gegaan het, so seker is ons gewas in Jesus se bloed. En so seker sal ons ook die res van die nuwe skepping kry. Sal ons opstaan met liggame wat verheerlik is en ewig by U woon as U volk en U ons God. Ons vra Here dat die doop se boodskap tot sy reg sal kom in ons midde en ons sal versterk in ons geloof. Ons vra ook Here as ons gesprekke het met baptiste, dat ons in liefde met hulle sal praat en ook wysheid, dat ons hulle kan lei in die waarheid van die skrif, ook in die dieptes van die verbond, die tekens wat U gee van die verbond, dat hulle ook dieselfde troos kan hê en ook hulle kinders kan opvoed in die verbond, verbondsgemeenskappe bou wat U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.